Landbou word geborg deur Toyota. Welkom by Landbou Pretoria FM saam met my Elsa Esterhuizen. Ons gesels vandag oor die regte siektediagnose by vee om uit te vind wat die voordele daarvan is. En dan vind ons ook uit wat die jongste nuus rakende bek- en klauseer in die land is en ons fokus so 'n bietjie op die melkbedryf. Bly ingeskakel. Ons fokus vandag op die voordele van die regte siektediagnose by vee en ek verwelkom nou weer die spesialis veterinêre patoloog en algemene bestuurder by Afriwet Opleidingsdienste, Dr. Didi Klaasen. Didi, baie welkom. Hallo Elsa. Nou Didi, hoe belangrik is die regte siektediagnose by vee en waarom is dit so belangrik? Ek wil amper sê dit is krities belangrik, want as jy nie die regte diagnose het nie, gaan jy nie die regte behandeling gee nie. En ek dink die groot ding is jy mors geld, jy mors tyd en ja, dit lei tot produksieverliese. So op die einde van die dag wil jy vinnig by die regte antwoord uitkom dat jy die regte oplossing kan toepas. En ek dink almal wil meer effektief wees in hulle boerdery en ek wil weet almal wil definitief nie geld mors nie. So dis hoekom dit krities belangrik is om so gou as moontlik by die regte diagnose uit te kom. Nou watter rol speel iets soos samewerking tussen die boere en hulle veeartse in die verband? Ja, kyk, ek hak mos altyd daar vas. So dit is eintlik uiters belangrik as jy dink aan wat 'n veearts se rol is. Hulle het 'n oorsig in die omgewing en in die groter land, soos hulle inligting kry van hom veeartse in die omliggende areas. So hulle het amper die groter prentjie en dan kan hulle dit opbou met baie in diepte detail om uit te vind wat aangaan. Want daar is baie siektes wat soortgelyk kan lyk. Kom ons sê ek het nou maar 'n swart bol op my voorkop. Kan dit wees dat ek nou op 'n bord geskryf het met 'n pen en van die ink het op my gesig gesmeer, maar dit kan ook 'n baie kwaadaardige gewas wees. So nie alle swart bolle is gewasse nie, maar nie alle swart bolle is noodwendig ink wat op my gesig vassit nie. So die veearts gaan jou help om deur daai lysie te kan gaan van moontlike probleme, maar ook in ag neem wat in 'n groter omgewing aangaan in jou area. En hulle het die studies ingesit om daai fynere nuances tussen siektes te kan onderskei en te weet wat se toets om aan te vra. So jy spandeer die geld op die veearts sodat jy minder geld moet spandeer op verkeerde medisyne, minder verkeerde toetse en dat jy by die regte antwoorde kan uitkom. En die enigste manier om dit te doen is 'n goeie verhouding met hulle te hê, dat hulle jou plaas ken, jou diere ken, jou stelsels ken. So mens wil daai in plek hê. Dit is om jy wil nie hulle as 'n paramedikus gebruik nie, maar as 'n vernoot in jou boerdery. Nou hierdie proses kan ook ekonomiese voordele inhou, nie waar nie? Ja, definitief. So ek het nou gepraat oor die geld wat jy kan spaar. Baie mense hardloop en dan sal hulle sê net maar ons het gevalle gehad wat mense antibiotika gee vir goed wat eintlik virale siektes is en virusse met die lyf of die stelsel of die liggaam se immuunstelsel self uitsorteer. So as jy antibiotika gee en ons nie bakterieë nie, mors jy geld. En van die antibiotika is ongelooflik duur. En die antibiotikas werk nie noodwendig vir dieselfde as jy 'n bakterieële siekte het, raak dit ook kompleks want nie al die antibiotikas werk vir al die bakterieë nie. En sekere stadia van 'n siekteproses het jy verskillende, ek wil amper sê, diagnostiese of behandelingsgebeure nodig. So om 'n akkurate diagnose te hê, dat jy die regte toetse doen en nie al die toetse doen nie, want dit is onmenslik duur, en dan die regte medisyne voor te skryf, gaan dan vir jou geld spaar. En dan buiten dit, het jy beter, kan ek sê, produksie. Jy stel jouself op vir 'n groter mark in opsigte van uitvoere, want as jy nie sekere siektes het nie, kan jy uitvoer of jy kan in sekere markte jou produk versprei of verkoop en dit maak 'n baie groot verskil. So daai ekonomiese goed is nie net ten koste van medisyne en diagnostiek nie, maar ook in die omset wat jy in jou boerdery kry in die vorm van produksie wat beter is as wat dit sou gewees het. Nou, sommige kenners is van mening dat die bekamping en die monitering van veesiektes in Suid-Afrika die afgelope paar jaar agteruit gegaan het. Wat is jou mening? So ek kan sê ja en nee. Die ja is ook uitlopend. Ons sien soos byvoorbeeld as ons kyk na siektes soos brucellose,
toe ek begin het in die staat in 2011 was dit al redelik uit beheer uit en ons het nie geweet wat aangaan eintlik nie. Jy het jou plase wat ons nou gaan toets het as die staat en hulle sit positief toets, dan weet ons van daai plaas, maar daar is soveel plase wat nie toets nie en dis 'n siekte wat vir baie lank op jou plaas kan wegkruip voor jy agterkom hy's daar en massiewe produksieverliese kan veroorsaak en so elke keer wat jy polletjies sien, wonder jy hoeveel van die plase wat polletjies moet wees is nie polletjies nie. So en hoe meer die hulpbronne en dis meer agteruit gaan by die staat want van die laboratoriums kan nie meer toets nie, van die staatsamptenare kan nie meer uitgaan nie. Dis nou brucellose as 'n voorbeeld. Dan toets ons nie meer nie en baie van die boere wil nie toets nie. En dit lei dan tot onderrapportering. En die groot ding daar is dat jy uitmis op siektes wat ons kan diagnoseer en dis hoekom ek dink dit gaan agteruit maar veelvoudig, nie net oor die hulpbronne nie want almal wil altyd hulpbronne blameer, maar ook samewerking gaan agteruit. En dan wil ek sê nee, ons ook 'n groot gros mense wat dit reg wil doen. Ek weet Ruvasa, dis die herkouer veearts se stigting of assosiasie of vereniging is die regte woord in Suid-Afrika. Dit is waar al die ons sê produksiedierveeartse kom bymekaar en hulle deel inligting en probeer siekte rapporteer. Dr. Dani Odendaal en Veenet is besig met 'n program om siekte rapportering te verbeter. En die idee is daar dat ons bewusmaking en wat in die land aangaan akkuraat kry. Want as ons weet wat aangaan, kan ons dit probeer verbeter. So as jy weet sê nou maar ons brucellose in kom ons sê maar Bloemfontein, dan weet ons kan die Bloemfontein boere paraat maak hoe so julle moet toets. As ons weet back and close wat nou weer uitgebreek het in KwaZulu-Natal en 'n ander dorp, soos daai idee wat nou met back and close gebeur kan met alle siektes gebeur as ons dit reg doen en ek weet daar's 'n groot groep mense wat dit probeer doen en dit kort dan 'n samewerking van almal af. So ja, dit gaan agteruit, maar nee, dis nie dat dit net so hande, penspootjie in die lug is en verby nie. Dit is nog steeds 'n daadwerklike poging om dit te verbeter. Is daar enigiets anders wat gedoen kan word om hierdie uitdaging meer doeltreffend te takel? Ja, so ek wil amper soos vra vir hulp van die boere se kant af, want die veeartse kan rapporteer, maar hulle kan net rapporteer wat hulle van bewus is. So as mens daar wat ons nou van gepraat het om beter samewerking tussen veeartse en boere te kry, om diagnostiek op hulle plaas of hulle eie voordeel te verbeter, dat hulle ekonomies kan groei. As mens daai kan verbeter wat boere hulle veearts betrek, die veeartse rapporteer aan die staat en aan ander instansies, dan is ons bewus van wat aangaan en dit gaan alles verbeter oor die groter dier, want dan kan ons strategies optree, nie net die hele tyd brande gaan blus nie, want op hierdie stadium voel dit vir my, ons blus brande, dit mors geld, dit mors tyd en maak mense moedeloos en ons is nie nou in 'n ekonomiese stand waar 'n mens net kan sê, ag, wat dit maak nie saak nie. Jy moet daadwerklik saam met jou veearts werk. So wat is die beste manier? Skryf jy 'n maatjie veearts wat jou vernoot kan word in jou boerdery. En dan die tweede ding is, die oomblik wat jy sien goed gaan verkeerd, rapporteer dit aan hulle dat hulle kan optree. Ek sê altyd as een dier vrek kan dit ook niks wees nie, maar as die tweede dier vrek met 'n postmortem gebeur, moet nooit dat 'n dier onnodig doodgaan nie sonder dat 'n postmortem gedoen word nie. En as jy 'n verhouding met jou veearts het, kan hulle jou wys hoe om dit te doen, dit reg te doen en jou van daar af raad gee. En as dit redelik groot begin verkeerd gaan, dan kan 'n mens vinniger inspring en hulle kan jou help. So moenie wag tot 15 diere dood is nie. Dis maar altyd interessant om te hoor die boere sal sê nee, maar die vlakste dier en dan het hulle nou al sê nou maar 7 diere verloor. En as mens nou kyk na die prys van 'n dragtige vars vandag, jou veeartsrekening vir 'n postmortem is 'n fraksie daarvan en dis nie net een dier wat jy verloor en dis 'n gros diere. So haal daai uit as 'n belegging om by 'n diagnose uit te kom dat jy nie jouself finansiëel meer nie. Dit is wat die rol is. So samewerking is wat ek wil sê is wat ons kan doen om hierdie beter te doen. En net laastens, watter bydrae lewer iets soos tegnologie in hierdie verband? Dit is 'n baie goeie vraag want ek dink is tweedelig. Die een deel wat ons almal aan dink is die diagnostieke tegnologie. Ek dink ek is veearts dink aan die diagnostieke tegnologie in die sin van diagnostiese modaliteite is die hele tyd besig om te verfyn. Navorsing maak alles beter. Daar's nou nuwe toetse vir brucellose waarna hulle kyk wat verbetering is op ou tegnologie. So en as ons monsters kry, kan navorsing gedoen word en ons kan daar verbeter. So daar is, hoe kan ek sê dit, ons sukkel omtrent om voor te bly met hoe daai bevorder. So daar is definitief 'n tegnologie kant aan daai kant.
of verandering aan daai kant. En dan die ander deel is ons ek wil sê ons informasietegnologie. So die tipe of apps wat beskikbaar is om te rapporteer, soos Ruvasa se werk om siekterapportering te verbeter. Mens kan daarin skakel en dis die tegnologie kant en kommunikasie. So dit maak my opgewonde want dit raak eintlik makliker om te rapporteer, so ons moet dit meer doen. En soos ons rapporteer, kan ons beter diagnostiek doen en op die einde kan almal beter boer en goedkoper boer. Didi, baie dankie vir hierdie insiggewende gesprek. Baie dankie, Elsa. En dit was dan die spesialis veterinêre patoloog en algemene bestuurder van Afriwet Opleidingsdienste, Dr. Didi Klaasen. Daar is die afgelope tyd weer heelwat berig oor bek en klou seer. Die vraag is daar in hierdie stadium rede tot kommer? En ek gesels nou met die uitvoerende hoof van die melkprodusente organisasie, Fanie Ferreira. Fanie, baie welkom. Goeiedag Elsa en dankie. Nou Fanie, julle het vroeër die week 'n baie belangrike vergadering in hierdie verband bygewoon. Vertel dalk net vir ons so 'n bietjie meer rakende wat presies bespreek is. Elsa, ja, ons het gister maandag die 'n inligtingsvergadering in Dundee daar in Noord-Natal gehad wat bygewoon is deur so eentjie in die 20 mense wat dan nou insluit privaat veeartse. Daar's van die staatsveeartse gewees, personeel van die departement landbou en dan meestals natuurlik boere. En in ons geval was dit meestals melkboere gewees. Die doel van die vergadering was maar 'n inligtingssessie gewees. Ek dink soos die publiek dalk daar buite weet, is daar onlangs verklaar dat daar 'n nuwe vars uitbraak van bek en klou in Noord-Natal in die Newcastle area was. En die gevolg daarvan is dan nou ook dat die departement landbou dan 'n noodtoestand afgekondig het ook in daai area en wat ons in Engels na verwys as 'n disease management area is afgekondig en is 'n groot deel van Noord-Natal. As mens na die kaart van Natal kyk, is dit bykans die hele noordelike gedeelte is dan nou ingesluit binne in hierdie afgekondigde noodtoestand area. En dit is na aanleiding natuurlik van 'n paar uitbrake wat in kommunale vee gebiede daar aangemeld is. En daar is dan nou tesame met dit 'n klompie kommersiële kuddes is daar al getoets. Ons is dankbaar en gelukkig op die stadium om te kan sê dat ons nog nie enige bevestigde gevalle binne in 'n kommersiële kudde of in 'n melkery kudde het nie. Alhoewel daar is sprake dat daar moontlik kan wees, maar dat hulle nog wag vir die uitslae van die toetse om net bekend te raak en dan sal ons meer weet. Ja, as ek net so vinnig kan sê, die doel van die vergadering was natuurlik om inligting te verskaf aan al die besorgde boere veral daar, om te kan weet wat is hulle te wagte in terme van 'n kommersiële kudde, 'n rooibees of 'n vleisbeeskudde of 'n melkery kudde indien so iets natuurlik op hulle plase sou plaasvind. Van ons organisasie se kant af is ons redelik al bekend met die siekte en het ons nou maar laas jaar die groot uitbraak in die Oos-Kaap gehad en was ons nou betrokke elke dag by die hantering en tot en met in September maand waar die laaste bevestigde geval was daar. So ons het 'n klompie kundiges uit die Oos-Kaap uit op 'n elektroniese vergadering gehad of 'n Teams of 'n Zoom meeting soos wat ons dit almal ken. Ons het 2 bekende boere gehad daarso wat albei nou betrokke was by dit. Ons het die staatsveearts gehad en dan natuurlik Annerie Wolmerans, ons eie streekbestuurder in die Oos-Kaap wat baie nou saamgewerk het met die. En die persone het dan nou die geleentheid gekry om hulle saak te stel en vir die boere in te lig en dan het die boere ruim die geleentheid gebruik gemaak om dan ook vrae te vra en het ons vir meer as 3 ure lank jy weet vir antwoordsessie gehad en vraesessie gehad en ek dink dit het baie goed gegaan en ek dink al die boere is dankbaar daarvoor en hulle weet baie meer daaroor, hulle weet meer wat om op die stadium te verwag. Ja, so dit wil voorkom asof die situasie in hierdie stadium nogal reg bestuur word ook. Ja, ons poog van ons kant af natuurlik nou maar net, jy weet, met inligting om die mense by te staan en indien daar iets gebeur,
Ons het waardevolle lesse geleer laas jaar. Natuurlik, jy weet, ek dink ek kan dit maar net weer herhaal dat bek en kloue staatsbeheerde siekte is en dat dit moet aangemeld word by die staat en die staat dan eintlik formeel die hantering van die situasie oorneem en hulle dan die regulasies bepaal. Nou ja, in Natal is daar ongelukkigheid huidiglik in van die kommersiële kuddes oor hoe die situasie met die staat hanteer word of deur die staat hanteer word. Ons weet daar's vandag ook 'n groot vergadering by die departement en ons hoop dat hulle met riglyne vorendag sal kom om ook die staat te kan bystaan en die amptenary op die grond oor hoe om spesifiek die situasie te hanteer. Dit gaan maar meer oor die quarantynemaatreëls van vee wat reeds huidiglik dan nou as positief geïdentifiseer of getoets is en jy weet hoe hierdie vee in quarantyn geplaas moet word en hoe die situasie hanteer sal word van daar af om dan nou natuurlik in alle gevalle te probeer voorkom dat hierdie siekte verder versprei. En dit is baie goed om te hoor, Fanie. Nou, dis een van die vele uitdagings waarmee melkbore te kampe gehad het oor die afgelope paar jare. En ek wil nie hê ons moet te veel nou te veel besonderhede deel rakende melkpryse en sovoorts nie, maar ek sien tog daar is berigte van tekens van herstel in die suiwelbedryf en beter omstandighede wat te wagte kan wees. Wil jy dalk net so ietsie daaroor ook vir ons sê? Ons is redelik onder druk op die stadium. Veral in ons volvoerkuddes in die Wes-Kaapse gedeelte. Jy weet wat baie intensiewe voereenhede is ook en as voerpryse natuurlik begin skeefloop, dan is daai tipe kuddes in die Suid-Afrikaanse bedryf die wat dit die eerste voel. En hulle is regtig op die stadium onder ernstige druk en ons hoop dat daar so gou as moontlik ook vir hulle verligting sal kan wees. Nou ja, die verligting kan eintlik doeteenvoudig in twee forme kom en dit is die ene dat voerpryse moet afgaan en melkpryse moet opgaan. Ons sien maar altyd uit die Suid-Afrikaanse konteks dat die melkpryse is stadig om op te gaan as ons onsself vergelyk met ons jy weet nie in elders in die wêreld, in Nieu-Seeland en in Europa waar daar ook groot gemelk word. En hoop ons maar dat die kopers van roumelk ook so gou as moontlik sal kan tafel toe kom en daai deel van die saak aanspreek. En ja, dan kyk ons natuurlik elke keer met verwagting uit as die oeskattingskomitees die Suid-Afrikaanse oeskatting aankondig en het ons gesien ook dat die oeskatting vir geel en wit mielies is redelik gunstig. Daar's heelwat meer groter oes op pad as wat ons voorheen gesien en gehoor het en veral aan die witmieliekant en het dit natuurlik onmiddellik begin weerspieël ook op Safex rondom die verhandelingspryse van wit en geel mielies ook vir die volgende paar maande en nou ja, dit en soja is natuurlik vorm die basis van dit wat ons vir melkkoeie voer. So as daai twee gaan gunstig draai, dan glo ons daar's beter daar op pad en ons hoop dat dit gou sal. Ek dink nog iets wat vir my uitgestaan het of interessant was van hierdie spesifieke artikel ook, was die feit dat daar 'n oorblywende sowat 800 melkbore is. Dis nogal 'n hele paar, maar is daar miskien so 'n laaste boodskap van jou kant af vir melkbore oor die algemeen op die oomblik? Ja, Elsa, kan dalk net vinnig sê, ons is rondom 880 melkbore in die land oor. En natuurlik, hulle produseer nagenoeg amper 10 miljoen liter melk per dag. So dit is regtig baie en uit daai oogpunt uit word ons internasionaal gereken as van die beste melkbore in die wêreld en is doeteenvoudig maar omdat ons van so lae koste af kan produseer. En ja, ons hoop dat dit vir ons in die toekoms ook die voordeel sal kan gee dat ons ook meer melk sal kan produseer en dat ons ook ons produsente sal kan toerus en toelaat om meer te kan produseer. Nou, om dit te kan bereik, gaan ons natuurlik moet kyk na verbruikersopvoeding om ook sodoende toe te laat dat die Suid-Afrikaanse verbruiker ook meer van ons produk kan gebruik. En dan sal ons ook maar na die uitvoermarkte in die wêreld moet kyk. En ja, ek dink die boodskap op die stadium vir die boere daar buite is dit wat hulle baie goed ken. En dit is, jy weet, byt vas, daar's altyd 'n beter môre op pad.
Ons weet ons boere is verlynige sakemanne en hulle weet hoe om hulle sake te bestuur. En ons Suid-Afrikaanse melkbore is besonder en ons weet dat hulle ook elke krisis wat op hulle pad kom, het sy dit veesiektes is of het dit 'n kostydknyptang, weet ons hulle sal dit ook gunstig kan hanteer. En ek dink dit is 'n goeie boodskap om jou af te sluit. Fanie, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie Elsa, ek waardeer dit en sterkte vir julle ook daar. Baie dankie, dieselfde. Dit was dan die uitvoerende hoof van die melkprodusente organisasie, Fanie Ferreira. En so kom vandag se program ook tot 'n einde. So van my Elsa Esterhuizen, maak seker jy boer môre weer saam. Tot dan moet jy 'n wonderlike dag verder hê en ingeskakel bly op Pretoria FM. Landbou is geborg deur Toyota.